Ons gaan dan nou oor na deel 2 van die uitleg van Jesaja 42. Ons lees hier van vers 9 af. Kyk, die vorige dinge het gekom en nuwe dinge verkondig ek. Voordat hulle uitspruit, laat ek julle dit hoor. Nou, hierdie klink soos 'n eenvoudige versie, maar dit gaan oor meer as dit. Dit gaan oor die gees van profesie. En die gees van profesie is die getuienis van Jesus Christus. Ons lees dit daar in die Nuwe Testament. Ek gaan vir julle gou kyk of ek op 'n stadium gou die versie kan kry. Openbaring 19 vers 10. En die getuienis van Jesus Christus is oral oor in Openbaring. In Openbaring word van hierdie getuienis gepraat oor en oor en oor en oor. En die vraag is, wat is dan Jesus se getuienis? Wel, sy getuienis is dat hy God is. Dit is sy getuienis. Ek is Jahwe. Ek is die knegt wat julle kom red. Ek is die een wat die verbond kom instel. Met my liggaam is die verbond ingestel. So, hy is Jahwe in die vlees. Dit is sy getuienis. En daardie getuienis is die gees van profesie. En as jy hierdie getuienis het, en jy bely dit, wel, dan gaan jy vervolg word, punt nommer 1. Maar jy word ook gered op grond van hierdie getuienis. Dis deel van jou redding. En hy gaan dan nou verder, en jy moet verstaan, mense wat die getuienis het van Jesus Christus, oor die algemeen, mense wat nou regtig Bybelstudie doen, hulle het dan 'n gees van profesie ontvang. Dis asof hulle die probleme kan sien, hulle kan hierdie agenda sien. Hulle kan sien hoe kom dit nader. Ja, baie mense is nou verdwaal as gevolg van die wegraping ideologie wat die kerke vir hulle voer. Maar die Jesus gelowiges oor die algemeen sal vir jou sê, hulle verstaan hier kom groot probleme en dat hulle vervolg gaan word vir hulle geloof. En dat ons reeds vervolg word vir ons geloof, omdat ons Jesus bely. Nou, ek wil gou kyk daarna, ek wil net sien, ek het op 'n stadium by mekaar gesit, want toe ek het deurgaan, toe besef ek wat hy eintlik sê. O ja, ek het dit met julle gedoen. Ek moes nou eers 'n bietjie gaan dink. Onthou julle hoe ons hierdie eerste vers gedoen het, eintlik die tweede vers, hy sal nie murmureer of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Toe gaan dit daaroor so dat hy as 'n skaap, as 'n lam ter slagting gelei is, en toe hy sy mond oopmaak tydens die verhoor en sê, julle sal my sien sit op die troon, toe sê hulle wel, dis godslastering. En soos ek het vir julle gesê, tot vandag toe is dit by die Talmoediese Jood godslastering. En die gees van die profesie behoort, as jy hierdie getuienis het van Jesus Christus, dan behoort jy te verstaan dat die uitspraak van Jesus Christus is koning is lasterlik vir die Jode. En dit is iets wat ou senator Ted Cruz op 'n stadium kwytgeraak het tydens 'n onderhoud. Toe sê hy, ja, dit is eintlik antisemitiek, as ons dit sê. As ons dit kwytraak, is ons antisemitiek. Want dit is asof ons vir die Jode sê, ons is meerderwaardig teenoor julle. Maar ons is meerderwaardig, want ons koning regeer. Ons verlosser het gekom, hulle sien dit nog glad nie gekom nie, hulle gooi hulle lywe rond soos 'n kind van 4, wil nou groot oorloë maak, sodat hulle verlosser dan nou uiteindelik kan kom. As jy kyk na die video van Netanyahu, waar hy met Rebbe Schneerson, is my van Schneerson, was dit ek om verander. Rebbe Schneerson, hy was in sy 90's toe hy dood is, hulle het hom beskou as 'n Messias. Hy is die leier gewees van die Chabad movement. En toe hy met Netanyahu praat, toe sê hy wel, die Messias het nog nie gekom nie, jy moet iets doen om dit aan die gang te kry, hoor? Jy moet nou plan sien dat die Messias kom. Nou ja, daar gaan nie 'n Messias vir hulle kom nie, daar kom een grootskaalse verwoesting vir hulle, dis korrek.
Maar vir hulle is hierdie uitspraak van Jesus Christus is Jahwe in die vlees is absoluut lasterlik. Dit maak van jou 'n idol worshipper, wat beteken jou kop kan afgekap word volgens die Noahide laws. Nou dit is die gees van profesie. Die gees van profesie sê, ons weet hierdie tipe ding kom vir ons verstaan dit en ons bely dit steeds. Maar is meer as net dit. Dit is ook wanneer die gees van profesie is dat Jahwe maak 'n profesie, hy maak 'n uitspraak en hy maak dit waar. Hy is nie 'n pragmatis nie. 'n Pragmatis is iemand wat sy storie aanpas by die werklikheid, by die realiteit. Die ding het nou so gedraai, nou wil nou verander hy sy storie, reg? Maar nie Jahwe nie. Jahwe maak 'n profesie waar, want sy woord keer nooit leeg na hom toe terug nie. Baie belangrik om dit te verstaan. En dit is hoekom hy dit hierso sê. En by vers 8 sê hy, ek gee my eer aan niemand nie. Goed, by vers 9 sê hy, ek is die een wat profesie maak, ek spreek dit uit en ek maak dit waar. En hy is die enigste een wat dit kan doen. Dit is baie belangrik. So, as hy vir my of iemand anders 'n profesie gee, dan moet hy dit waar maak. Ons kan nie dit waar maak nie. Ons het geen beheer oor die realiteit nie. Ons sukkel om bietjie beheer uit te oefen oor ons eie huis en ons kinders in ons huis. Laat ons eerlik wees met mekaar. Want die wêreld daar buite is baie verloklik vir die klomp tieners en die jong mense. So ons sukkel om nog dit te beheer. Jahwe beheer die realiteit. Hy beheer hierdie hele totale matrix wat hulle dink hulle opgestel het. By vers 10 sê hy, sing tot eer van Jahwe 'n nuwe lied, sy lof van die einde van die aarde af, julle wat op die see vaar en alles wat daarin is, eilande en bewoners daarvan. So hy sê, sing tot eer van Jahwe 'n nuwe lied. Nou, na wat verwys hy? Hy verwys na Openbaring 14 vers 3 en Openbaring 5 vers 9. Ek gaan dit gou vir julle lees. Wanneer hy praat by Openbaring 14, praat hy van die 144.000 wat saam met die lam op die berg Sion staan. Nou die berg Sion is die boerevolk. Dan sê hy, en hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. En onthou ek het vir julle gesê, dit het niks te doen met 'n wederkoms nie, dit het niks te doen met 'n wegraping nie, hierdie ouens is nie in die hemel, hulle is nou vrygekoop van die aarde nie, nee, hulle is vrygekoop van die pla wat oor die aarde gekom het, en die verdoemenis wat God oor die aarde uitgespreek het, en ek het dit gevind, ek wil net kyk waar ek dit neergeskryf, of ek het voorheen gedoen het. Wanneer op die einde van hierdie gaan ek vir julle wys, waar ons duidelik kan sien, dat die nuwe verbond is 'n verdoemenis vir die aardbewoners, wat nie onder die nuwe verbond is nie. Dit is 'n verdoemenis. Dit is 'n doemprofesie vir hulle, van verwoesting, en deur vuur, en deur oorloë, en deur pla, soos wat jy nie kan dink nie. Want dit gaan alles oor die bloedvergieting van die regverdiges, van Abel af, dwarsdeur, tot by ons en nog later. Reg, so, die nuwe verbond is vir ons 'n redding, maar vir die ander 'n verdoemenis. By Openbaring 5 vers 9 sê hy die volgende, ek lees vir julle, hy het gekom om die boek en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Onthou, weer eens, dit is die almagtige teenoor sy liggaam. Want hulle funksioneer, of hy funksioneer as twee. En wat ons lees het in die Nuwe Testament, dit wat ek vir vandag sê, suig ek nie uit my duim uit nie. Daar staan in die Nuwe Testament,
Die Vader het lewe in homself soos wat die Seun lewe het in homself. Gaan soek dit staan daar's in Johannes. So die liggaam, die lam het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Waar? In die hemel? Nee, op die aarde. En dit is asof mense dit glad nie kan insien nie. Ek het nou die dag weer 'n video daaroor gemaak, want die mense wil vir jou verduidelik, die 144.000, maar hulle is nou geredde Israeliete wat nou oefen, hulle is nou almal daar in die hemel. Nee, daai is wat oorgebly het uit die groot verdrukking, wat gemerk is as eerstelinge vir 'n nuwe aarde, en hy noem dit ook in Jesaja 42, hy verwys daarna. En hierdie 144.000 sal as konings en priesters heers op aarde. Hulle is vry gekoop uit die stamme, tale en volke en nasies van Israel. Hulle is die oorblyfsel van Israel. En hierdie ouderlinge en lewende wesens val voor hom neer. Hulle aanbid die lam. Maar mag ons, ja, jy moet Jahwe jou Elohim aanbid en jy mag geen ander afgode voor sy aangesig hê nie. Maar hulle aanbid dan die lam. Hoe dan nou? Ja, want die lam moet aanbid word. Die lam is Jahwe self. Hy het sy liggaam gestuur as diensknegt om die nuwe verbond in te stel. Ek weet ek herhaal, ek vra verskoning, maar ons moet hierdie begrippe baas raak, anders gaan ons nie die skrif verstaan nie. So as jy vrygekoop is van die aarde, wel dan gaan jy oor die aarde regeer, as 'n koning en 'n priester. Dit is wat dit beteken. Beteken nie jy's in die hemel nie. Beteken nie jy's weggeraap en jy sit iewers op 'n wolkie nie. Regs, baie belangrik. So hy sê, sing tot die eer van Jahwe 'n nuwe lied, sy lof van die einde van die aarde af. Watter einde van die aarde praat hy? Hy praat van, hy het Israel bymekaar gemaak van die eindes van die aarde af. Dis waarvan hy praat. Julle wat op die see vaar, en alles wat daarin is, eilande en bewoners daarvan. Nou, wie vaar op die see? Ons lees, die handelaars vaar op die see. Onthou, dis the law of the navy. The law of the sea. Onthou julle teenoor the law of the land. Want hulle het van ons almal skepe gemaak. Hulle het van ons almal skepe gemaak en commodities. Hulle dryf met ons handel. Ek het al met julle hierdie, ek onthou, ek het al met julle hierdie tipe goed het ek met julle behandel. Daar is baie belangrike, jy moet verstaan, jou geboortesertifikaat is eintlik 'n doodsertifikaat. Dit het eintlik daarmee te doen. Want jy is 'n commodity. Soos wat 'n skip berth by 'n hawe, so berth 'n moeder by 'n hospitaal. En elke skip het 'n skeepsdokter en hy teken dinge af. Maar daarom gaan die moeder na die birth house toe, wat eintlik 'n haber is 'n hawe. Dit het alles daarmee te doen. En op grond daarvan bepaal hulle die geldstelsel, want jy's 'n commodity. Die Bybel sê hulle dryf handel met mense. En ek praat nie nou net van kinders en vrouens en child trafficking nie, oor die algemeen, die hele handelstelsel. As jy kyk, dis nou 'n openbaring wat tot by my gekom het. As jy kyk na die hele datacenterstelsel, dan werk hy op die data van persone, op 'n profielstelsel van persone. En dit verdien miljoensende rande, dollars vir hulle.
met jou data wat hulle heen en weer verkoop en ruil en wat ook al daarmee doen. Jou data. So jy is 'n commodity, jy vaar op die see, jy's 'n skip. Dis waarvan hy praat. Hy verwys direk na Openbaring 18 toe. Laat die wildernis en sy stede uitroep, die dorpe waar Kedar woon, laat die rotsbewoners jubel van die top van die berge af skreeu. Hierdie is 'n baie belangrike stuk. Want in hierdie hele hoofstuk praat hy oor Israel, die nuwe verbond vir Israel, hoe hy Israel gaan red. Dit gaan en dan ewe skielik bring hy Kedar in. En jy nou nie weet wie's Kedar nie. Kedar was die tweede seun van Ismael. Hier bring hy die Ismaeliete in. Ouens soos die Palestyne. Hy bring hulle in. En hoekom doen hy dit? As ons gaan kyk na Jesaja 21, dan het hy 'n godspraak oor Duma hier van vers 11 af. En dan hy praat oor Seir, en Seir het alles te doen met die Jode en die Joodse staat. En die Jode het nou die stuk grondgebied vir hulle gaan vat, hulle het dit geoccupy al sedert 1948, en hulle is stadig maar seker besig om al wat 'n Palestyn en 'n Arabier daar uit te verwyder, deur middel van oorloë, hongersnood, verdrukking, reg? By vers 13 is daar 'n godspraak teen Arabië, en hy verduidelik hoe daar 'n verwoesting oor Arabië, oor die Arabiere kom, en dan sê hy dat in 'n jaar se tyd sal die heerlikheid van Kedar verdwyn, menende dit wat hulle gehad het in terme van vooruitgang, soos Irak, nie Iran nie, Iran is die Perse, dis Elam, maar jy kan die Syriërs ook onder dit plaas, jy kan Libanon onder dit plaas, ons kan Palestyne daaronder plaas, hulle is almal deel van die Arabiere, jy kan selfs die Jordaniërs daar plaas, die Saudis, Qatar, United Arab Emirates, Bahrein, Dubai, Kuwait, al daai ouens is Moabite. So dit gaan nie nou oor hulle nie. Dit gaan oor die Ismaeliete. So ons moet nie dink die Saudis, wat die woord is nou Saudi-Arabië, dan dink ons het te doen met Arabiere. Dis nie Arabiere nie, MBS is nie 'n Arabier nie. Hy's 'n Moabit. Reg, en daar's 'n ander profesie vir hulle. Maar wanneer hy praat hier van Kedar, dan sê hy hier by vers 17 van Jesaja 21, dan sê hy, en wat oorbly van die getal bo van die Kedareense helde sal min wees, want die Here, die God van Israel, het dit gespreek. So hy sê, daar sal min Arabiere oorbly. Hy sê dieselfde van die Moabite. Maar van die Joodse staat, wat hy Seir noem, Esau, Edom, van hulle sal daar niks oorbly nie, en niemand sal ooit weer woon, daar waar die Joodse staat is nie. Maar hier sê hy baie duidelik, hy sê, nou staan hier so, laat die wildernisse en sy stede uitroep. In jou Bybel, in die 33-53 vertaling staan daar die woestyn, laat die woestyn en sy stede uitroep, die dorpe waar Kedar woon. Waar woon Kedar? Waar woon die Ismaeliete? Want hulle woon oral in die Midde-Ooste. Hy sê, laat die rotsbewoners jubel van die top van die berge af skreeu. Hoekom sê hy? Hy sê vir hulle, luister, in die tyd wat die nuwe lied gesing word, in die tyd wat die 144.000 Israeliete uitgekies word om te heers oor die aarde, in daardie tyd gaan julle juig. Julle gaan uitroep. En die rede daarvoor is omdat God die Joodse staat verwoes, totaal vernietig. En met die gevolg is Kedar, dit wil sê die Ismaeliete, kan die Midde-Ooste terugneem as grondgebied. Ons weet natuurlik, ons sal die vorming van die islamitiese kalifaat oor die hele westerse wêreld sien. Die opkoms van die Gog en die Magog nasies. En dit is ook waarna hy verwys.
Soos ek sê, hierdie hele Jesaja 42 is die Nuwe Testament en Openbaring uitgeknip. Dan gaan hy by vers 12, hy sê, laat hulle, dis nou Kedar, onthou dis die Ismaelite, aan Jahwe die eer gee en sy lof in die eilande verkondig. Nou, dit het hier te doen, die Israel volkere is die eilande. En Kedar sal juig, want hierdie totale verandering van die stelsel en op die aarde gaan nou plaasvind. Dit wil sê die Babyloniese stelsel, die hoer van Babylon word van die tafel afgevee, sy word totaal vernietig deur 10 nasies wat teen haar opstaan. En wie doen dit? Wel, Jahwe doen dit. Want die einde van die tye het aangebreek en die herstel van Israel is hier, ingevolge die nuwe verbond. Vers 13. Jahwe sal uittrek soos 'n dappere, hy sal die ywer opwek soos 'n krygsman, hy sal die strydkreet aanhef, ja uitskreeu, teen sy vyande hom as dappere openbaar. So hy sê hy sal uittrek, nou hierdie het niks te doen met Armageddon nie. Luister mooi, niks te doen met Armageddon nie. Hierdie het vir my te doen met hoe God die vyande van Jesus van die aarde af sal uitwis. Is iets wat Jonathan ook na verwys. Dit kom nou na my. Ek gaan kyk of ek vir julle die versie kry. Maar ek het hier bygeskryf, dit gaan terug weer na Psalm 110. Kom ons gaan gou terug na Psalm 110. Vers 1, van Dawid 'n Psalm, die Here het tot my Here gespreek. So die Almagtige het tot my meester gespreek. Jahwe het tot my meester gespreek. Sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal Jahwe uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vyande. Hy sal staan op die berg Sion saam met die 144.000 en hy sal heers te midde van sy vyande. Dit is wat hy hiervan praat. So Jahwe sê hy sal uittrek soos 'n dappere. En dit is waar hy dan nou kom. Kom ons kyk of ek gou hierdie vers kry. Jesaja 63 vers 1. Wie is dit wat daar aankom uit Edom met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar pragtig in sy gewaad wat agteroor buig in die volheid van sy krag. Dit is ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Waarom is u gewaad so rooi en u klere soos die van een wat die wynpers trap? Dan sê hy, ek het die pers alleen getrap en van die volke was niemand by my nie. Ek het hulle getrap in my toren en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap, dis nou hulle bloed, op my klere gespat en my hele gewaad bevlek het. Hierdie Jesaja 63 vers 1 is Openbaring 14 se laaste deel. Jonathan dwing 'n belofte, 'n verbond by Dawid af. Want hy het sy lewe gered, want Saul wou hom vermoor. En hierdie was min of meer hulle laaste ontmoeting, waar Jonathan in 1 Samuel 20 dan nou vir Dawid weer waarsku, finaal waarsku. En dan vra hy van hom, jy sal ook nimmer aan my huis jou guns onttrek nie, wanneer die Here die vyande van Dawid een vir een van die aarde af uitroei nie. Nou, Jesus word gesê is die seun van Dawid en hy sal sit op die troon, reg? So, hy sit op die troon van Dawid op aarde en sy vyande, Jahwe sal sy vyande een vir een van die aarde af uitroei. En dan kom Jonathan en sê, moet asseblief nie aan die huis van Benjamin dan jou guns onttrek in daardie tyd nie. So het Jonathan dan 'n verbond gesluit by die huis van Dawid en Jahwe het dit geëis van die hand van Dawid se vyande. So hier is baie belangrik. Dit is waar ek het al met julle hieroor gepraat. Toe sê ek vir jou, dis die rede hoekom die boere 2 keer met die Duitsers 'n verbond gaan sluit het. Die sogenaamde traktate, dat ons nie teen hulle sal oorlog maak of wil oorlog maak nie. Nou baie mense het wel gegaan om te gaan oorlog maak, wat hulle is opgeroep. Die Britte het hulle gedraft
En dan moes jy gaan oorlog maak vir Brittanje, of jy moet in 'n interneringskamp sit in Suid-Afrika. Nou, daar was van hulle wat in interneringskampe gaan sit het, met die Tweede Wêreldoorlog, en daar's ander wat maar gaan veg het. Dan sy nou 5 jaar gestuur Europa toe. En dat hy nou maar gaan veg teen die Duitsers. Maar in 1914 het siener hulle gesê, maar ons gaan nie veg nie, en hy het saamgegaan, saam met die generale, en ek dink hy was saam met generaal Kemp, en dan was daar generaal Manie Maritz, en hy het dan die traktate met die Duitsers gesluit, daar in Suidwes. En dit is waar hierdie vandaan kom. Jahwe sal uittrek soos 'n dappere, en hy sal dan nou die vyande van Dawid, naamlik Jesus Christus, is die tweede Dawid. Ek dink ons kan dit sê, soos wat hy die tweede Adam is. Hy sal regeer, maar hy sal vir ewig regeer. En sy vyande moet daar van 'n voetbank gemaak word. Dis waarvan hy praat. En soos ek sê, dit is Openbaring 14, dis ook Openbaring 6. Goed, ons lees vers 14. Ek het baie lank geswyg, dis nou wat Jahwe sê. Ek het baie lank geswyg, my stilgehou, my bedwing. Ek sal uitskreeu soos een wat baar, en ek sal hard asemhaal en hyg tegelykertyd. Nou, as ek hom nou lees, dan sal ek sê, maar goed, dit is Jahwe wat hier praat. Ek het baie lank geswyg. Maar as ons kyk na hierdie ander vers, hy sal nie memoreer of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie, dan kan dit dalk verwys na die knegg. Ek wonder maar net, né? Dat dit, want mense moet, en is interessant, ek het met hierdie dinge, ek het op stadium vir Artificial Intelligence gevra, om vir my net seker Hebreëse woorde net vir my na te kyk en vir my te verklaar, en toe nou het ek op 'n baie interessante ontdekking afgekom wat ek met julle moet deel, maar dit op sigself is 'n hele aantal leringe, dink ek. Maar hoe dit ook al sy, my tyd is so min. Maar goed, maar sy wys my toe daarop, dat jy sekere plekke het waar die knegg praat, en sekere plekke het waar Jahwe praat. Dat die AI dit vir my wys, kan jy dit glo? Ek lees vers 15. Ek sal berge en heuwels woes maak, en al hulle plante laat verdor, en ek sal riviere tot eilande maak, en waterplasse laat opdroog. Wat hy hiervan praat, berge en heuwels, hy praat van 'n verwoesting van die aarde, ek stem daarmee saam, is Openbaring 6, 2 Petrus 3, maar berge en heuwels is ook volkere, dis superpowers, dis groot magte. As hy hulle plante laat verdor, dan praat hy van hulle inwoners, want hy praat in die Nuwe Testament, dan sê hy, elke plant wat my Vader nie geplant het nie, want God het nie almal gemaak nie, ons weet dit. Ons lees dit in Genesis 6. God het nie almal gemaak nie. Ons lees dit in Genesis 3 vers 15. Daar's 2 saadlyne op aarde. Nou, daai saadlyn, dis die saadlyn van die slang en die saadlyn van die vrou van die Adamiete. Reg. So die saadlyn van die Adamiete, uit hulle kom 'n oorblyfsel en hulle sal die aarde regeer. Maar hierdie plante waarvan hy hier praat, wat sal verdor, het te doen met hierdie Nephilim nasies, hulle plante sal verdor. Dit wil sê, daar sal van hulle baie min oorbly. Hy sê dit ook in Jesaja 13, en min mense sal oorbly. Ek sal riviere tot eilande maak. Hoe gaan 'n rivier 'n eiland word? Klink dit vir jou logies? Hoe word 'n rivier 'n eiland? Dan moet hy eintlik sê, ek sal riviere damme maak. Nee, 'n rivier het te doen met 'n groot en 'n magtige nasie wat vloei. Hy sê ook, Satan gooi water soos 'n rivier uit agter die vrou wat die seentjie gebaar het, daar in Openbaring 12, laaste vrou, wat jy daar lees van, om haar te laat wegvoer, dit wil sê, om haar te vermoor en te verbaster. Dit is die boerevolk. So daai rivier is die Nephilim nasies, is hierdie Nephilim rasse, wat oor ons stroom, wat oor die westerse lande stroom, om ons te verwoes. Hy sê, ek sal hulle eilande maak, dit wil sê klein volkies, en waterplasse laat opdroog. Ja, fisiese waterplasse ook, want ons weet, volgens Jesaja 19 sal die Victoria meer opdroog. Maar nie net hy nie, ook die Malawi meer en die Tanganyika meer sal ophou om te bestaan.
Want die hele Oos-Afrika breek af en sak weg in die see. Maar as hy sê, hy gaan waterplasse ook laat opdroog, dan het dit te doen daarmee, dat volke gaan ophou met bestaan. Vers 16, en ek sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie, hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is, ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit, en die hobbelagtige plekke geleides, dit is dinge wat ek doen en nie nalaat nie. Hier verwys hy direk na die profesie van Baruch, wat ek nou al met julle begin behandel het, wat nie in jou Bybel is nie, waar hy sê, maar hy sal die paaie gelyk maak vir Israel, want hy moet hulle bymekaar maak en 'n Israel koninkryk herstel. Hy sal die duisternis lig maak, want ek vir julle sê, dit gaan baie donker raak oor die aarde. So God moet vir ons intree om vir ons 'n nuwe dageraad, soos wat die Bybel sê, 'n dageraad, 'n nuwe môre te bring. En dit het niks te doen met 'n wederkoms of 'n wegraping nie. Dit het te doen met 'n verwoesting van die aarde en die herstel van Israel. Hy sê, ek sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie. Dit het te doen met mense wat glo. Daar's baie gelowiges in Jesus Christus, wat nie verstaan wat ek sê nie, wat nog nooit van my leringe gehoor het nie, wat nie verstaan wat in die Ou Testament aangaan nie, wat baie min verstaan, hy sit nou maar in die kerk. Sy predikant het hom nie geleer nie. Maar, hy's hart en siel, is hy 'n Jesuskind. Nou hulle moet hy aanbring. Hy moet hulle bymekaar maak. Hy moet hulle bring na die regte plek toe, want hulle is nie eers altyd op die regte plek nie. Dis waarvan hy praat. Hy sê, hy sal dit doen en hy sal dit nie nalaat nie. Dit is 'n belofte. Hoekom? Want dit is die implementasie van die nuwe verbond. Vers 17. Maar die wat op gesneede beelde vertrou, wat aan die gegote afbeelding sê, julle is ons gode, die sal agteruitwyk en diep teleurgesteld wees. Nou ja, wat hy hiervan praat, hy sê, die wat vertrou op die wêreld, as jy 'n vriend is van die wêreld, is jy 'n vyand van God. So as jy besig is met die wêreld, en jy's besig om bymekaar te maak, man, en jy dink jou goed is jou alles, dis jou God, die gesneede beelde, dan het jy 'n probleem, want jy sal vernietig en verwoes en geslag word in hierdie verdrukking wat binnekort op ons is. Vers 18, hoor julle dowes en kyk julle blindes om te kan sien. Hierdie het weer verwysing na Jesaja 6, waar hy sê, hy gaan baie mense blind en doof maak, om hulle te kan doodmaak, want hulle is besig met afgoderry. Ons is besig met Baalgodsdienst. Maar die ware Jesus kinders, hy gaan hulle ore oopmaak en hulle oë oopmaak. Dan gaan hy by vers 19, en dan gaan hy nou weer terug na sy knegt toe. Hy sê, wie is blind buiten my knegt en doof soos my boodskapper wat ek stuur? Wie is blind soos die vertroude vriend, vertroude en dan in hakies vriend, en blind soos die knegt van Jahwe? So kom ons hanteer gou een. Wie is blind buiten my knegt en doof soos my boodskapper wat ek stuur? Wat bedoel hy hiermee? Dit beteken, toe Jesus gekom het, toe het hy gekom as 'n dienende gees. Hy het nie gekom om te oordeel nie. Dit was nog nie sy taak nie. Dit kom. Ons is baie naby aan dit. Die oordeel van vuur oor hierdie goddelose aarde. Die versie hier is Johannes 12 vers 47. Ekskuus tog, 48. Wie my verwerp, ekskuus tog, dit is nou heeltemal die mekaar. Ek is reg, is Johannes 12 vers 47. En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Baie mense gebruik hierdie versie om te sê, ja, kyk, Jesus gaan almal red. Nee. Wanneer hy sê die wêreld, dan praat hy van die kosmos. Dominee Willie, ek weet in Dominee Willie se een van sy preke het hy gepraat oor hierdie woord. Want en dit gaan daaroor dat as daar nie 'n vernuwe verbond is nie, dan gaan God die aarde totaal verwoes. Hy sal dit gooi in die duisternis, dit sal disintegreer en ophou met bestaan. So hierdie hele wonderlike skepping wat hy gemaak het in 7 dae, sal ophou bestaan as hy nie die nuwe verbond bring nie.
So toe hy gekom het, in daai tyd van die Romeine het hy gekom as 'n dienende gees. En hy het die woord gebring en hy het die nuwe verbond gebring. So hy het toe blind en doof gekom, menende, hy het nie gekyk vir sonde en oortreding nie, wat hy eintlik moes gedoen het. Want dit is hoe Jahwe is. Jahwe verdra nie sonde en oortreding nie, hy verdra nie besoedeling nie. Maar Jesus kom as 'n dienende gees, so hy verdra dit ter wille van die instelling van die nuwe verbond. Dit is waarvan hy praat. Dit is hoekom hy dan ook kom as 'n liggaam en nie as volledig God nie, met sy volle heerlikheid nie, want dan het die aarde ook gedisintegreer en opgehou met bestaan. Want Jahwe verdra nie goddeloosheid en besoedeling nie. Dan gaan hy aan, wees blind soos die vertroude vriend. En hierdie is baie interessant, want dit het ook te doen met 'n Nuwe Testamentiese profesie. Matteus 11 vers 19. Matteus 11 vers 19, die seun van die mens het gekom, hy eet en drink en hulle sê, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid is geregverdig deur sy kinders. Daar is nog 'n vers wat hierby werk en is Lukas 12 vers 4. En ek sê vir julle, my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. So hier sê hy vir hulle, julle is my vriende. Johannes 15 vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Dis die voorwaarde, né? Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak. So hier noem hy hulle vriende. Hy sê ook, ek het julle uitverkies om vrug te dra. Dan is ons vriende van Jesus Christus. Hy is die vertroude vriend. Daar's 'n liedjie, wat 'n vriend het ons in Jesus, né? Baie mooi liedjie. Leer hom maar ken. Mense het hierdie ou liedjies nodig, wat vreeslike eenvoudige liedjies is, maar hy's maklik om te onthou, saam met die psalms, om te kan oorleef in hierdie tyd wat kom. Vers 20, jy het wel baie dinge gesien, wat daar geen ag op gegee nie, die ore oopgehaat, maar jy hoor nie. Vers 21, dit het Jahwe behaag, terwille van sy geregtigheid, om die wet kragtig en edel te maak. Nou hierdie vers 20 verwys my weer eens na die knegt. Die knegt het nie gekom om te oordeel nie, hy is 'n dienende gees. Hy was uitgestuur om 'n taak te kom verrig. Maar wanneer hy nou terugkom, dan is dit om verwoesting en verdoemenis te bring. Dit is so. En dan, dis wanneer hy kom op die wolk. Onthou ek het vir julle gesê, dit het alles te doen met Openbaring 14, dis nie Armageddon nie, dit het alles te doen met die verwoesting oor die aarde, en die nasies wat teen mekaar kom, die derde wêreldoorlog en 'n totale verwoesting en baie bloedvergieting. Dis waarvan dit praat. So by vers 21, dit het Jahwe behaag terwille van sy geregtigheid. Daai geregtigheid het vir my te doen met die eedswering aan Melchisedek, om die wet kragtig en edel te maak. Reg. Nou, Jesus is vir my hier die wet. Hy is tog die wet. Vers 22, en tog is hy 'n beroofde en 'n geplunderde volk. Hulle is almal gebonde in kerkers, gevang in huise van gevangenskap. Ek noem dit kerke. Hulle het 'n buit geword sonder dat iemand red, 'n plundering sonder dat iemand sê gee terug. Ek wil net gou kyk hoe lyk die vers in die 33-53 vertaling. Kom ons kyk hierso. Wat sê hy hierso? En tog is dit 'n beroofde en 'n geplunderde volk, en is almal gebonde in kerker, verborge in gevangenisse. Ja, hier staan hy, gevang in huise van gevangenskap. Ja, dit is 'n kerk. En dit buit geword sonder dat iemand red, 'n plundering sonder dat iemand sê gee terug. Ja, ons het nie 'n eienaar nie. Ons het die eienaar verwerp. Ons het nie 'n eienaar meer nie. En niemand wil ons hê nie.
Ons het slawe geword van 'n nuwe ANC kommunistiese stelsel en die predikante, die pastore, die herders, die apostels, die priesters, ek het nog sien nou baie keer op die internet, die apostoliese priesters van die ou apostel en die nuwe apostoliese kerk. Ja, die ouens dwaal verskriklik. Die volk is gevangenisse, binne in daai kerke is ons gevangenisse. Ons is prisoniers. Hulle leer ons niks nie, hulle verduidelik vir ons niks nie. Ons weet glad nie wat kom nie, ons verstaan nie die Bybel nie, hulle behandel nie met ons die Ou Testament nie, never mind Openbaring of Hebreërs nie. Hulle is heeltyd besig om by ons geld te kollekteer om hulle eie lewenstyl te handhaaf. En dit sê die Bybel pertinent. Die Bybel sê, julle loop in leuns, verkondig en julle eet die huise van die weduwees op, terwille daarvan om iets te hê om te byt tussen julle tande. Ek wil dit vir julle lees, dat niemand sê ek lieg nie. Micha 3 vers 5. So sê die Here aangaande die profete wat my volk verlei. Elke pastoor, predikant, priester wat daar voor staan, is 'n profeet. Luister mooi, hy's 'n profeet. Hy gebruik die Bybel om iets te praat daarvoor op die kansel. Hy profeteer. In baie gevalle profeteer hy vals. Hy profeteer 'n wegraping en hy profeteer 'n Rainbow Nation en allerlei twak. Maar hy profeteer wel. Hy gebruik die skrif om 'n aantal profetiese uitsprake te maak. So hulle is net soveel profete soos wat ek 'n profeet is. Laat ons mekaar mooi verstaan. Reg? Hy praat van dit. Geen herder moet homself nou sê maar hy is nie 'n profeet nie. Hy profeteer, natuurlik profeteer hy. Hy gebruik die Bybel om profetiese uitsprake te maak. Maak nie 'n fout nie. En baie gevalle is dit valse uitsprake. Nou sê hy, so sê die Here aangaande die profete wat my volk verlei, wat as hulle maar iets het om met hulle tande te byt, vrede verkondig. Wat verkondig hulle? Die Rainbow Nation vrede. Maar teen hom wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle 'n heilige oorlog. Ja, maar ja. Vir ons wat verniet werk, ons werk daar's nie gelde wat, ek kry nie betaling nie. Ek werk vir Vader verniet. Ek is 'n probleem. Ek is 'n probleem vir die stelsel. Teen my is daar 'n heilige oorlog. Ek werk verniet. Maar omdat ek nie deel is van die broederbond in die priesterstelsel of in 'n kerkstelsel is, ja, daar in die protestante kerke of in die AGS nie, jy het nou nie jou 4 jaar geleer of jou 6 jaar of jou 7 jaar, ja, daarom sien ons hierdie wetgewing wat inkom, dat jy sal moet registreer om te kan preek. Reg? En dan op 'n stadium gaan hulle vir jou sê wat om te preek. En dan sal ons sien wie staan op en wie staan nie op teen die stelsel nie. Want eers kom die registrasie en dan sal die voorskrifte kom. So hiervan praat hy. So onthou ek het vir julle gesê, hier is die verwyk wat hy gee. Hy sê ek het vir julle die nuwe verbond gegee. Ek het my knegt gestuur. Hy het nie gepraat nie, hy het hom soos 'n lam ter slagting laat lei. En ten spyte van alles wat ek vir julle gedoen het, is julle steeds gevangenisse. Julle is 'n geplunderde volk. Julle bly in plakkerskampe. Die kerk het julle weggegooi. Hulle gee vir die lokasies geld. Die predikante, as jy kyk hoe sleg gaan dit met die kerk en die gemeentes. Die kerke loop leeg. Hoekom? Behalwe dat 'n groot klomp blankes in plakkerskampe sit en nie meer die predikante finansiëel kan dra nie, en nie meer huis het om in te bly nie, is dit ook so dat hulle nie meer geestelike kos gee nie. So waar sit die volk? Maar hulle sit voor die TV en Netflix kyk. En so het ons buit geword sonder dat iemand red. 'n Plundering sonder dat iemand sê gee terug. Ons is slawe. Vers 23, wie onder julle luister na hierdie dinge, wie merk op? Hoor dit ook vir die toekoms. Want hierdie is 'n profesie. En hierdie hele profesie het hom nog nie klaar afgespeel nie, ons weet dit. So, hy sê, wie merk op dat dit so sleg gaan met julle? Nou ja, ek en ander merk dit op. Nou praat ons daaroor, nou is ons die vark in die verhaal.
Ons is die probleem. Ons moet nie die volk daarop wys dat dit sleg met hulle gaan nie, dat die potholes al groter word, dat ons sterf in die provinsiale hospitale, dat die medikasie nie beskikbaar is nie, dat die stelsel vrot is, dat ons vermoor word en verkrag en gekaap en gesteel en besteel word, dat ons uit ons huise gesit word, dat die grond gevat word en dit sal nog gebeur, dit het al klaar al begin gebeur, maar dit sal nog gebeur. Jy mag nie daaroor praat nie. Dan is daar 'n heilige oorlog teen jou. Nou ja, hulle sal meer moet doen om my stil te kry. Vers 24. Wie het Jakob oorgegee as 'n plundering en Israel aan die berowers? Hy sê, wie het julle oorgegee? Hoe het dit gekom dat julle nou so onder die berowers in die plundering is? Wie het Israel? As hy hier praat van, tog is hy 'n beroofde en 'n geplunderde volk, praat hy van Israel. Hy praat nie van die ouens in Suid-Amerika nie, of in Papua Guinea nie, hy praat nie van die Kasiete daarbo in Nigeria nie, hy praat van Israel. Hy sê, wie het Jakob oorgegee? En hy praat nie van die Joodse staat nie. Want hulle is 'n baie sterk militêre mag, wat hulle lyf rondgooi daar in die Midde-Ooste. Hulle die Joodse lobby in die VSA, en 'n Joodse lobby in Australië, en 'n Joodse lobby in Brittanje, en selfs in Europa, waar hulle die kandidate en die ministers en die senators en die kongreslede en die parlementslede kies met hulle baie geld. Koop hulle vir hulle ondersteuning. Ons sien dit baie duidelik in die VSA veral. So, dis nie hulle nie. Die ouens wat oorgegee is aan berowing en geplundering is die blanke. Is die blanke westerse nasies. Daar sê hy dit vir jou. So hier op einde van tye kan ons duidelik onderskei. Wie is die Kanaanitiese heersers, die handelaars van die wêreld, wat alles beheer en bestuur, die Joodse bankiers, die Babyloniërs, die Babyloniese stelsel, die law of the Navy, dit is al hierdie groot investment bankers in data, hierdie ouens wat die data hanteer en Mark Zuckerberg, jy kan Elon Musk by dit insluit, hy's net so verrot. Kyk mooi, wie is die rykes en beheer die stelsel en wie sit onder dit as slawe. Kyk in die westerse wêreld, ons praat nie van die oosterse wêreld nie. Ons praat van die westerse protestante nasies wat totaal verwoes is. Hoekom is hulle verwoes? Wie het hulle oorgegee dat die migrants inkom en hulle duisende, hulle kerke word voor die voet gebrand. Hulle vrouens en kinders word onteer, sê die Bybel. Dit lyk sleg. Wie het hulle oorgegee? Dan sê hy, is hy nie Jahwe teen wie ons oortree het nie, en hulle wou in sy weë nie wandel nie, en het na sy wet nie geluister nie. So ons is oorhandig aan ons vyande, want ons wou nie die wet onderhou nie. Watter wet is dit? Wel, dit is die wet van apartheid. Nou die apartheidswet het ons laat afskaf ten gunste van die Rainbow Nation wet. En kyk mooi, werk dit vir ons? Nee. Nee, ons kyk hoe lyk die land. Die land is 'n verwoesting. Die land het 'n wildernis geword. Hy sê daar in Joël, hy sê voor die sprinkane lyk dit soos die tuin van Eden, en agter die sprinkane is dit 'n wildernis. Nou ja, dit moes maar so Suid-Afrika lyk, jy weet. So, omdat ons ongehoorsaam is, ons wil nie die Sabbat op die Saterdag hou nie, ons wil nie die 7 feeste hou nie, ons wil in die kerke sit en Kersfees hou en die 10de gee aan die predikant. Daarom het ons pak slaag gekry. Ons het apartheid afgeskaf, ons glo in vryheid, gelykheid en broederskap wat 'n kommunistiese lese is. En wat het toe van ons geword? Ons kinders is oorgegee aan die Nigerians, aan die dwelmsmokkelaars, aan die prostituie. Dit is waarheen ons is. Die Bybel sê, hulle het 'n jong meisie verkoop vir cheap wine en 'n seun vir niks. Gaan lees, dit staan in jou Bybel. Daarom het hy oor hulle uitgestort die gloed van sy toren en die geweld van die oorlog, en hy het hulle rondom aan die brand gesteek, maar hulle het hom nie bemerk nie.
En hy het hulle gebrand, maar hulle het hom nie ter harte geneem nie. Ek wil hom net vir julle lees, kom ons kyk hoe staan hy in die 33-53 vertaling. Daarom het hy oor hulle uitgestort die gloed van sy toorn en die geweld van oorlog. So onthou as die geweld van oorlog nou kom na Suid-Afrika, toe soos geprofeteer, dan is dit 'n strafgerig. Want hoekom die volk wou nie luister nie. En dit het hulle rondom aan die brand gesteek. Die land brand klaar, mense. Hy brand klaar. Dis nie dat hy nie brand, hy brand klaar. Maar hulle het dit nie bemerk nie. En dit het hulle gebrand, maar hulle het dit nie ter harte geneem nie. Hulle brand ons met hulle wetgewing, met hulle Black Economic Empowerment. Dis waarmee hulle besig is, en die blanke besigheidsmanne en besigheidsgroepe is net so hand in the glove besig met hierdie Babyloniese, Joodse, ANC stelsel van datacenters en electronics en digital IDs en net solank daai besigheidsman sy pond vleis kan huis toe vat, is hy nie gepla wie vir hom werk nie. Hy is nie gepla oor sy volksgenoot nie, hy is nie gepla oor die kinders van sy volk nie. Hy staan en hy verdien groot geld en dan gespandeer hy dit by Marula Sam. Dit is wat ons sien. Dit is waarmee ons te doen het. Ja, die volk het sy God verruil vir 'n swart kommunistiese regering. Want die predikant het vir hom gesê, ons in hierdie ander lot in die land, ons is gelyk is. Ons is gelyk voor God. Almal kan gered word, want God het almal gemaak. Maar dis nie wat in jou Bybel staan nie. Ons word belieg en bedrieg deur die kerke en die stelsels. En hier is seker een van, kyk die woord kerk kom nêrens in jou Bybel voor nie. Maar hier kom die woord kerker voor. En 'n kerk is 'n kerker. Dis 'n plek van gevangenes. 'n Kerker was gewoonlik 'n plek ondergronds waar hulle prisoniers in baie slegte omstandighede aangehou het. Nou die tyd is verby dat die kerke tot ons voordeel is. Die kerke het Baalpriester afgodery begin aanvaar. Ons kan ons nou sien wat gaan op die kansels aan. En hulle het ons gevangenisse geword. Dis ons tronke. Dis ons kerkers. Ons moet uit die kerk uitkom. Daarom het Vader genoeg ander opgerig wat vir ons die waarheid kan verkondig, waarvan ek een is. So, die inligting is beskikbaar, maar solank as wat jy vasklou aan jou priester, of jou pastoor, of jou predikant, het ek nie veel hoop vir jou nie. Ek wil net terugkom na een woord toe. Na vers 3, waar hy praat van, hy sê, hy sal deur die waarheid die reg laat uitgaan. Nou dit het te doen met die Heilige Gees. Nou daai woordjie reg is Grieks G2920. En die woord is judgment, damnation en condemnation. As jy gaan kyk in die taal. Verdoemenis. So, hy gaan deur die waarheid die verdoemenis, die oordeel oor die aarde uitbring. Hoekom? As gevolg van die instelling van die nuwe verbond, moet daar 'n verwoesting van die aarde kom, want jy kan nie Israel herstel, hier in Suid-Afrika nie, jy kan nie, hoe gaan jy dit doen, in 'n plek wat vrot is van die Baalgodsdienst, waar die Jode die wêreld regeer, en die Vatikaan, hoe gaan jy dit doen? Jy kan dit nie doen nie, jy moet die aarde verwoes. En dan begin ons oor. Ons begin met 'n nuwe dageraad. En hy moet van die goddelose ontslae raak. Weet jy nou hoeveel is daar? Miljoene, biljoene. So hy moet van hulle ontslae raak, deur honger en pes en die swaard, en hy sê deur die wilde diere van die aarde. So hy gaan skoonmaak op die aarde as gevolg van die nuwe verbond. Die nuwe verbond gee hom daardie mag om dit te kan doen. Want dit het alles te doen met daardie boek met die 7 seels wat jy oopmaak daar in Openbaring 5. En net 'n suiwer, opregte Adamiet kan daai boek oopmaak. Een wat sonder sonde is, een wat geslag is. Omdat hy sonder sonde is hy geslag vir die ander Adamiete,
om hulle te suiwer, om hulle skulde af te was. En daardie boek met die 7 seels is die kaart en transport van die aarde. En as jy nie die kaart en transport in besit kan neem en die boek kan oopmaak nie, kan die 7 seels nie in werking tree nie. Verstaan julle? So daai 7 seels en die res van die boek, waar die skale en die trompette en sovoorts alles inkom, kan net gebeur wanneer Jesus Christus, wat die suiwer Adamiet is, wat sondeloos is, wat geslag is, binne die nuwe verbond, vir almal in die nuwe verbond, daardie boek neem en hy maak hom oop. En hy mag hom oopmaak, omdat hy geslag is. Mag hy die kaart en transport by die Satan terugvat. Daai kaart en transport behoort aan Satan en sy nageslag, aan die Nagas saadlyn, as gevolg van die sondeval in Genesis 3 en in Genesis 6. Die verbastering tussen die gevalle engel en die Adamiete. So met die gevolg is, ons het ons heerskappy oor die aarde prysgegee en ons moet dit nou deel met hierdie ander lot, en hulle wil baie graag die grond vat. Ons kan dit sien in die Midde-Ooste, ons sien dit hier in Suid-Afrika. Dit gaan oor grondgebied. Dit gaan nie oor lekker saam bly in 'n Rainbow Nation nie. Dit gaan oor grond. Ons wil hê wat julle het. En dan gaan ons dit in elk geval verwoes. Dis waaroor dit gaan. So, daardie heerskappy, daardie eienaarskap van die aarde moet teruggeneem word. Dit moet weer in die hande van die Adamiete kom. En die enigste manier om dit te doen was deur middel van Jesus Christus en die nuwe verbond. Ek hoop dit maak vir julle sin. So, jy moet verstaan, wanneer hy hier praat van die reg, hy gaan totdat hy die reg gegrond het, die reg tot oorwinning uitbring, het alles te doen met 'n verdoemenis oor die aarde en die goddeloses op die aarde. God gaan 'n bietjie skoonmaak. Prys Jesus se wonderlike naam. Ek kan nie wag dat dit gebeur nie. Nou ja, ek is Deborah de Rigter.